Verwantskapstekens. Verwantskapstekens wys vir ons hoe twee getalle met mekaar vergelyk. Wanneer die twee getalle presies dieselfde is, hier het ons 14 en 14. Hulle is gelyk, hulle is ewe groot. As hulle gelyk is, dan gebruik ons 'n gelykaanteken. Dit is die teken met die twee reguitstreepies bo op mekaar. Wat gebruik ons as die twee getalle verskil? As die een getal groter is as die ander een. Ons het hier 24 en 10. Die 24 is groter as die 10 en daarom gebruik ons 'n groter as teken. As die getal aan die linkerkant nou weer kleiner is as die een aan die regterkant, het ons 8 en 50. Die 8 is kleiner as die 50. Ons gebruik 'n kleiner as teken. Maar hoe weet ons na watter kant toe moet die teken wys? Verbeel jou, die verwantskapsteken is 'n hongerkrokodil se bek. Die krokodil wil altyd die grootste een vreet. Ons kyk na 15 en 3. Watter een is die grootste? Die 15. Die krokodil wil altyd die grootste een vreet. Sy bek gaan oop wees na die 15 se kant toe, en as die linkerkant groter is as die regterkant, dan gebruik ons die groter as teken. In ons volgende voorbeeld het ons 23 en 24. Hoe weet ons na watter kant moet die teken wys? Die hongerkrokodil wil altyd die grootste een vreet. Watter een is groter? Die 24. Die krokodil wil altyd die grootste een vreet en sy bek gaan oop wees na die 24 se kant toe. En as die regterkant groter is as die linkerkant, gebruik ons die kleiner as teken. Wat gebruik ons vir afrond? As ons die 7 afrond na 10, gebruik ons die benaderd of afgerond teken. Hierdie lyk soos die is gelyk aan teken, maar sy lyntjies is soos golwe. Dit lyk amper soos 'n gelyk aan teken. sien jy? Hoe vergelyk ons groot getalle? Gee die regte verwantskapteken vir 4325 en 4275. Om dinge makliker te maak, gaan ons die plekwaardegetal gebruik. Ons vul die getalle van regs na links in, soos ons altyd doen. Om die getalle te vergelyk, begin ons altyd by die grootste plekwaarde. Hier begin ons by die duisende. Albei die syfers op die duisende se plekwaarde is ewe groot. Wat maak ons nou? Ons gaan een plekwaarde regs. Ons gaan na die honderde toe. Die eerste getal se honderde is groter. 3 is groter as 2 en daarom weet ons die getal is groter as die tweede getal. Ons verwantskapteken is dis reg, die groter as teken. Jy moet ook getalle in stygende of dalende orde kan rangskik. 'n Maklike manier om te onthou wat 'n stygende orde is om jou te verbeel, jy klim teen die trappe op. Die getalle word gerangskik van die
kleinste getal na die grootste getal. En as ons dit in dalende orde wil onthou, hoe rangskik ons dit? Dit is soos om hoog bo op die glyplank te sit en af te gly. Ons rangskik getalle van die grootste na die kleinste waarde. Ons kyk nou na 'n voorbeeld hoe om getalle in stygende orde te rangskik deur gebruik te maak van die plekwaardetabel. Ons het 3 getalle, 3 groot getalle wat ons in stygende orde moet rangskik. Ons skryf eers al die getalle in die plekwaardetabel neer, elkeen op sy regte plekwaarde. Wat is stygende nou weer? Stygende is die trappe wat opgaan. So ons begin van klein na groot. Eerste kyk ons na die grootste plekwaarde. Dit is die duisende. Ons het 'n 4 en 'n 3 en 'n 3. So die kleinste is die 2 3's en ons skuif die 4 onder die 2 3's in. Die 4 is mos groter as die 2 3'e en hy moet laaste staan. Ons skuif die hele getal. Nou is die duisendes van klein na groot. Ons weet die onderste getal is die grootste een, en hy moet in die laaste plek staan, so ons gaan nou nie verder na hom kyk nie. Ons gaan nou na die een plekwaarde regs, die honderde. Watter een is die kleinste? Die 1 is kleiner as die 2, so die 1 se getal moet boontoe skuif. Ons skuif die hele getal. Nou, ons getalle is nou gerangskik van klein na groot. Die kleinste getal staan eerste, dan word hulle groter na regs, en die heel grootste getal staan aan die regterkant op die einde. In ons volgende voorbeeld kyk ons na dalende orde. Ons gebruik weer die plekwaarde. Ons het 3 getalle wat ons in dalende orde moet rangskik. Ons skryf eers al die getalle in die plekwaardetabel neer, elke syfer op sy regte plekwaarde. Onthou om in te vul van regs na links. Wat is dalende orde nou weer? Die glyplank. Ons gly van bo na onder toe op die glyplank. So ons moet eers die groot getalle sit en dan moet die getalle klein word. Eerste kyk ons na die grootste plekwaarde, die duisende. Of jy nou rangskik van klein na groot of groot na klein, jy kyk altyd eers na die grootste plekwaarde. Hier is al 3 getalle ewe groot, so ons kan niks skuif nie. Nou moet ons kyk na die volgende, die honderde. Die 7 is groter en ons moet die hele onderste getal boontoe skuif, want hy is eerste, hy is die grootste. Die eerste getal is die grootste en hy staan bo, so ons gaan nie verder na hom kyk nie. Ons beweeg nou na die volgende plekwaarde, die 10e. Ons rangskik van groot na klein, so wat is die grootste? Die 1. Hy moet volgende wees. Ons hoef nou niks te skuif nie, want hy is klaar volgende. Daar sy al die getalle is gerangskik van groot na klein.